Econ 211 makro-ekonomie. Ons is besig met hoofstuk 4 in Fourie en Burger en ons het die laaste video geëindig deur te sê ons het nou al die boublokke wat nodig is om die buitelandse sektor in ons ISLM model in te bring en dan word dit bekend as die ISLM-BP model. So ons weet dat die IS en die LM model beskryf die verwantskap tussen die reële en die monetêre sektore en as ons die BP-kromme bysit, dan neem ons ook die betalingsbalansposisie in ag en hoe die betalingsbalans aanpas na ewewig in die makro-ekonomie. Nou die IS-kromme weet ons het eintlik reeds 'n skakel met die oop ekonomie deur uitvoer en invoer wat komponente is van totale besteding. So die IS-kromme sal skuif as daar 'n verandering is in uitvoer of in invoer. Natuurlik as dit nie veroorsaak word deur 'n verandering in eie nie. So sê nou maar daar is 'n oplewing in die Amerikaanse ekonomie en uitvoer neem toe, dan skuif dit die IS-kromme na regs. Die IS-kromme skuif natuurlik ook as gevolg van sy ander komponente as daar veranderings is in verbruiksbesteding, owerheidsbesteding of investering. So die eksterne faktore wat die IS sal skuif is so 'n opswaai in die VSA se ekonomie, uitvoer neem toe en die IS skuif na regs. As die betalingsbalansposisie in surplus is, dan weet ons so 'n surplus beteken daar is eintlik 'n invloei van fondse in die ekonomie en daar is 'n vraag na rand, die rand appresieer. As gevolg van die appresiasie neem die uitvoer af en die invoer neem toe en dit sal weer die IS-kromme na links skuif. Die LM-kromme, soos ons hom afgelei het in hoofstuk 3, is natuurlik ook geldig in die oop ekonomie. Die LM skuif as gevolg van veranderinge in die aanbod van geld. En ons weet dat die invloei en uitvloei van buitelandse kapitaal het 'n invloed op die binnelandse geldaanbod. So as die betalingsbalans 'n surplus het en daar is 'n invloei van buitelandse kapitaal, dan neem die geldaanbod toe en die LM-kromme skuif na regs. Die teenoorgestelde is as jy begin met 'n betalingsbalans tekort, daar's 'n uitvloei van buitelandse kapitaal, die geldaanbod neem af en die LM-kromme skuif na links. So hierdie BP-kromme wat ons nou nuut byvoeg, is al die kombinasies van Y en van R wat ooreenstem met betalingsbalans ewewig. So dit is eintlik 'n opsomming van die balans tussen uitvoer en invoer en kapitaalvloei en dit is alles binne in die rentekoers en inkomste as 'n stelsel. So die BP-kromme word afgelei sodat al die punte op die BP beteken dat die betalingsbalans is in ewewig. Punte bokant die BP-kromme beteken dat daar is 'n surplus op die betalingsbalans en punte onderkant die BP-kromme beteken daar is 'n tekort op die betalingsbalans. So die manier hoe die BP-kromme afgelei word is, ons begin hierso by punt waar jy 'n ewewigsinkomste het van Y gelyk aan 0 en R gelyk aan 0 en die ekonomie is in ewewig en alles loop nou mooi. Die eksterne sektor is dan ook in ewewig. Ons neem aan dat by hierdie punt is die betalingsbalans in ewewig. Maar nou neem inkomste toe. Presies hoekom die inkomste toeneem maak nie op die oomblik saak nie. Ons sê net die inkomste neem toe na hierdie vlak Y1 toe. Nou, as wanneer inkomste toeneem, neem invoer toe. Dit beteken dat hierdie verskil tussen uitvoer en invoer is nou kleiner. Daar is 'n tekort op die lopende rekening van die betalingsbalans en om hierdie tekort dan nou weer reg te stel, om weer die betalingsbalans in ewewig te bring, is die enigste manier hoe dit kan gebeur, is as daar 'n invloei van buitelandse kapitaal is in die finansiële rekening en dit noodsaak dan dat rentekoerse moet styg. So 'n hoër vlak van inkomste word geassosieer met 'n hoër rentekoers om ewewig op die betalingsbalans te handhaaf. As inkomste toeneem, neem invoer toe en jy het 'n tekort op die lopende rekening en om daardie tekort reg te stel en die buitelandse sektor weer in ewewig te bring, moet rentekoerse styg om 'n invloei van buitelandse kapitaal te trek. As jy hierdie twee punte verbind, sit jy met 'n BP-kromme met 'n positiewe helling. So daardie helling is positief, want 'n hoër vlak van inkomste impliseer 'n toename in invoer, 'n lopende rekening tekort en dit vereis hoër vlakke van rentekoerse om die betalingsbalans in ewewig te hou via die invloei van buitelandse kapitaal.
So hoe styl presies is die BP-kromme? Dit hang af van hoeveel invoer verander wanneer inkomste verander, en dit hang dan ook af hoeveel buitelandse kapitaal dan nou verander wanneer binnelandse rentekoerse verander. Daar is die meganismes wat dan die helling van die BP bepaal. Oor die algemeen, julle sal later sien, ons neem aan dat die BP-kromme is plat, nie so styl soos die LM nie, platter as die LM, wat sou beteken dat die reaksie van buitelandse kapitaalvloei op die rentekoers is altyd meer as wat die reaksie is van invoer op die inkomste. Die punte wat nie op die BP-kromme is nie, beteken dat daar is dan nou nie ewewig in die buitelandse sektor nie. So al die punte aan die onderkant van die BP-kromme sê vir jou daar is 'n tekort op die betalingsbalans. Al die punte bokant die BP-kromme op links van die BP-kromme dui surplus aan, en as mens nou so daaroor dink, teen hierdie spesifieke vlak van inkomste Y0, kan mens nou so opbeweeg en sê goed, ons weet dat by hierdie punt is daar dan nou ewewig tussen inkomste en rentekoerse in die reële sektor en in die monetêre sektor, en hier op die BP-kromme is daar dan nou ook ewewig in die buitelandse sektor. As vir hierdie selfde vlak van inkomste as rentekoerse hoër sou gewees het, as mens nou so gesê het nie, maar wat sou hierdie rentekoers beteken? So hoë rentekoers sal eenvoudig beteken dat daar is 'n invloed van buitelandse kapitaal wat meer is wat nodig is vir die gegewe vlak van inkomste en ewewig tussen die ander sektore. So dit sou 'n surplus beteken. Dis hoekom daar 'n surplus is, want die hoë rentekoers trek eintlik hierdie oorskot buitelandse kapitaal na die finansiële rekening toe. So watter faktore skuif die BP-kromme rond? Die BP sal skuif as gevolg van 'n eksogene verandering in uitvoer, daai idee van 'n opswaai in die VSA se ekonomie, ons uitvoer neem toe, die BP skuif na regs. 'n Verandering in die wisselkoers kan ook die BP-kromme laat skuif. Soos ons hierso sien, as die BP die betalingsbalansposisie verbeter, dan skuif die BP na regs. As die betalingsbalansposisie verswak, dan skuif die BP na links. So ons het nou 'n ISLM-BP grafiek en 'n werkende model van die makro-ekonomie. Ons gaan nou in die volgende 6 video's 6 moontlike scenario's ondersoek. Sê, daar is nou 'n beleidsverandering of daar is 'n ekonomiese skok. Gebruik jou ISLM-BP model en sê wat gebeur met inkomste en wat gebeur met rentekoerse, en op so 'n manier dat die reële sektor, die monetêre sektor en die buitelandse sektor weer terugkeer na 'n nuwe ewewig toe. So bly ingeskakel.